Nou vriende, dit is 2026 en ons gebed is eenvoudig dat u in hierdie jaar Johannes 15 sal beleef, dat u vrug dra, meer vrug sal dra en veel vrug sal dra. Daardie trappe van vergelyking vind jy in Johannes 15. En dis my gebed vir u self, want ons kan voorspoed hê, maar ons kan nie vrug dra nie. Maar vriende, ons moet vrug dra, dit is ons roeping. So ons gaan vandag so 'n bietjie anders begin met die boodskap wat in my hart geleef het. En in plaas te begin met 'n skriflesing, gaan ek begin by die teks van oordeenking. En dan gaan ons hom nou letterlik terugwerk na die skriflesing toe en dan hom deurbring na die boodskap toe. Ons teks van oordeenking vind jy in 2 Kronieke 16 vers 9. Die A-gedeelte. Want die Here sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. As 'n B-gedeelte wat ons hier nou gaan lees nie, hy is nou van toepassing nie, ons gaan hom later intrek. Ek wil vandag met u praat oor hierdie tema, God se oproep tot 'n onverdeelde hart in 2026. Vriende, die vraag is nie hoe gaan die jaar wees, wat gaan die jaar voortbring, wat gaan gebeur. Dis nie die vraag nie. Die vraag aan God se gemoed is vanoggend anders. Waarop gaan jy en ek vertrou? Waarop gaan ons harte gerig wees in 2026? En dis wat die Here vir ons wil kom gee. Nou, ons is lief om vir altyd konteks te gee. En vriende, ons hoop en poog om nog een keer die Ou Testament seminar met u deur te werk voor ons uiteindelik klaarmaak einde volgende jaar of hierdie jaar. Jy moet alweer jouself heroriënteer. En as die Here wil, gaan ons ook in Januarie begin met u met die Dog and Cat Theology. Ons gaan dit aan 'n reeks preke vir u preek. Maar vriende, om die Ou Testament weer net so 'n bietjie op te roep, gaan ons net na die prentjies toe en onthou u 1 Kronieke se prentjie, wat maar die kursus doen, ons kyk wie van die kant onthou. Waaroor gaan die boek 1 Kronieke? Hierdie is nou 2 Kronieke, waaroor gaan die 1 Kronieke? Ek jy onthou? 'n verslag of 'n herald of 'n opsomming van Dawid se regeringstydperk. En as jy kom by 2 Kronieke, waaroor gaan dit dan? Dan gaan dit vir ons oor die geskiedenis en die gebeure van Juda. Dan onthou jy nou, as jy die seminar gedoen het, ons gesê dis 'n Noord- en 'n Suidryk. Ons gesê Noord, Suid, Israel, Juda, 1920-08. Dit was die vraag wat ons geleer het. Dit is die Noordelike Ryk en die Suidelike Ryk. Die Noordelike Ryk is Israel, ons staan nou stil by die Suidelike Ryk van Juda, tot hulle later in ballingskap weggevoer is. Daar was 19 konings in die Noordelike Ryk, 20 in die Suidelike Ryk. 0 van die konings het gedoen in die Suidelike Ryk wat reg was in die oë van die Here. 8 konings in die Noordelike Ryk het gedoen wat reg was in die oë van die Here. So 0-8. Onthou dit nou, Noord, Suid, Israel, Juda, 1920-08. En daaroor gaan die boek 2 Kronieke. Daai wat nou die PowerPoints kry, ek stel dit sommer vir in, ek kan dit weer gaan lees, wat gaan oor 'n editorial, 'n newspaper of Juda, die deel van Israel. So vriende, ons gaan dan vir u nou begin en ons gaan vir u 2 hoofpunte wys. Ons gaan praat oor die agtergrond met sy 3 punte. En dan gaan ons praat oor die belofte in die gedeelte met sy 3 punte met die oog op 2026. Nou om te begin gaan ons lees van iemand wat met 'n baie goeie begin. Nou ek gaan nou nog nie teksverse vir u opgooi nie, want ek gaan nou die gedeelte vir u lees. Ek vat u nou na 2 Kronieke 14 toe. 2 Kronieke 14, so luister mooi, ek gaan nou van die teksverse wat van belang het opgooi, maar kom ons kyk het, luister net na 2 Kronieke 14 vers 1. En Abia het ontslaap en sy vaders is begrawe in die stad van Dawid. En sy seun Asa het aan sy plek koning geword. In sy dae het hy die land 10 jaar gerus. En Asa het gedoen wat reg was in die oë van die Here sy God. So kyk waar begin hy. Hy het die vreemde altare en die hoogstes
en die hoogtes verwyder en die klippilare stukkend gebreek en die heilige boomstampe omgekap. En aan Juda gesê om die Here, die God van hulle vaders te soek en om die wet en die gebod te doen. Ook het hy uit al die stede van Juda die hoogtes en die sompilare verwyder en die koninkryk het rus onder hom. Verder het hy versteekte stede gebou in Juda, want die land was rustig en daar was geen oorlog teen hom in daardie jare nie, omdat die Here hom rus verskaf het. Kyk mooi na die woord, omdat die Here hom rus verskaf het. Daarom het hy aan Juda gesê, laat ons hierdie stede opbou en 'n muur omring met torings, poorte en grendels, terwyl die land nog vry voor ons lê, want ons het die Here onze God gesoek. Ons het gesoek en hy het rus verskaf rondom. Hulle het toe gebou en was voorspoedig. En Asa het 'n leer gehad wat skild en spies dra. Uit Juda 300.000 man en uit Benjamin wat die skild en die hoogspan 280.000. Hulle was almal dapper helde, alles guns van die Here. En Serach die Kusiet het teen hulle uitgetrek, vers 9, en met 'n leer van 1 miljoen met 300.000 strydwaans gekom tot by Maresa. Toe trek Asa hom tegemoet en hulle het die slagorde opgestel in die dal van Sefata by Maresa. En Asa het die Here, sy God, aangeroep en gesê, Here, niemand kan help soos u tussen die magtigste en kragtelose nie. Help ons, Here, onze God, want op u steun ons. In u naam het ons teen hierdie menigte gekom. Here, u is God. Laat geen sterfling naas u magtig wees nie. En die Here het die Kusiete voor Asa en Juda verslaan, en die Kusiete het gevlug. As jy die gedeelte nou lees in 2 Kronieke 14, dan begin ons met 'n man wat God dien. 'n man wat die regte dinge doen. 'n man wat se prioriteite reg is. God eerste en dan al die res. Vriende, Asa begin goed. Daar is die teksverse, kom ek dit vir op. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Hy het die afgodsbeelde afgebreek. Hy het vir Juda gesê dat hulle moet die vaders, hulle moet God soek en sy gebod doen. Hy het die Here aangeroep en gesê, niemand help soos u nie. En die Here het vir hulle die oorwinning gegee. Dis hoe Asa begin. Ons kan hom opsom, soos ek reeds gesê het, sy vroeë jare was 'n man wat God gedien het. Hy het gebid, God het geantwoord, God het oorwinning gegee, daar was vrede, daar was rus, daar was geloof. Dit is hoe Asa begin. En vriende, wanneer ons nou gaan kyk na die lewe van die kind van die Here, vir elke ware weergebore kind van God oor alle stamme, nasies, volke, denominasies, wêreldwyd begin ons almal op dieselfde plek. Wanneer ons gered word, dan trek ons weg met 'n geweldige passie vir die Here. Is dit waar of is dit nie waar nie? Help gou vir my. Ja. As jy waarlik gered is, kan jy nie anders nie. Dis 'n vuur, dis water uit jou binneste borrel, sê Johannes 7. Dis hoe ons almal begin, en dis hoe Asa begin. En nou kom ek die agtergrond vir jou gee met die skrif, dat jy die prentjie kan verstaan om by die teksvers uit te kom. Vriende, maar ons moet nou hier 'n baie belangrike maar insit, en dit is maar. Asa het goed begin. Ons kyk nou met ons Sally Heer, hierdie koning. Wat 'n man van God. Maar soos tyd loop, verander hy net effens van koers. En dit bring my by die tweede gedagte, 'n afkoers met 'n slegte einde. En om daai gedeelte te verstaan, vat ek jou na 2 Kronieke 16 toe. En ek gaan dit nou vir jou saam lees as deel van my skriflesing, en dan gaan ek dit weer vir jou opgooi.
2 Kronieke 16 vers 1. En in die 36ste jaar van die regering van Asa, het Besia, die koning van Israel, onthou nou was 2 ryke, Noord en Suid-Israel en Juda, en hulle was half in oorlog, hulle het mekaar aangesê. En die Besia, die koning van Israel, het opgetrek teen Juda en Rama gebou om niemand van Asa, die koning van Juda, te laat in of uitgaan nie. So, dit is wat hulle nou doen. Hulle wil kom bou daar, dat hulle hierdie volk kan vaskeer. Toe bring Asa, nou is die vraag, dit is die probleem, hier is die probleem nou. Hierdie vyand staan nou op, Israel. Wat doen Asa? Toe bring Asa silwer en goud, luister mooi, uit die skatkamers van die huis van die Here en van die huis van die koning, en stuur dit na Ben-Hadad, die koning van Aram, wat in Damaskus gewoon het, om te sê, daar is 'n verbond tussen my en u, tussen my vader en u vader. Ek stuur silwer en goud, gaan verbreek u verbond met Besia, die koning van Israel, dat hy kan optrek weg van my af. En Ben-Hadad het geluister na die koning Asa en die owerstes van sy leermagte gestuur in die stede van Israel, en hulle het Jelon en Dan en Abel Mayim en al die voorstede van Natali verwoes. En sodra Besia dit hoor, het hy opgehou om Rama te bou en sy werk gestaak. Toe neem koning Asa die hele Juda en hulle die klippe en balke van Rama waarmee Besia gebou het weggedra, en hy daarmee Geba en Mispa gebou. En in die tyd het die siener Hanina na Asa, ander vertalings noem hom ook 'n profeet, alhoewel hy nie 'n boek het nie, maar het die siener of die profeet Hanini na Asa, die koning van Juda, gekom en aan hom gesê, omdat u die koning van Aram gesteun het, omdat u op die koning van Aram gesteun het en nie op die Here u God gesteun het nie, daarom het die leer van die koning van Aram uit die hand vrygeraak. Hulle was in jou hand, jy kon hulle daar beheer, nou is hulle deur jou optrede vrygeraak. Was die Kesiete, nou vra die profeet, was die Kesiete en die Libiërs nie 'n groot leermag met buitengewone baie strydwaans en perderuiters nie? En tog het hy, hoofletter, hulle in die hand gegee, omdat u op die Here gesteun het. Want die Here, sy oë deurloop die hele aardom, diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Hierin het die dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorlog teen u wees. Sien die 2 prentjies? Maar Asa het hom vererg vir die siener, en hom in die gevangenis gesit, want hy was hieroor woedend op hom. Ook het Asa in dieselfde tyd sommige uit die volk verdruk. Sien u die prentjie se verskil, dat Asa begin op koers, dis prysenswaardig, maar hy gaan van koers af. En hy verruil vertroue in God vir politieke gunsies en politieke manipulasie. En vind hy begin so goed, maar kyk net hoe eindig hy. Asa, die koning van Juda, is nie 'n voorbeeld vir ons nie. Asa, die koning, is 'n voorbeeld van ons. Want vind die oomblik as ons die koers, die oog afhaal, die oomblik wanneer ons toelaat dat daar ander dinge inkom op hierdie kompas, 'n magneet van trek, en ons gaan van koers af, dan is ons op dieselfde pad as Asa. Nou bid hy nie meer nie. Nou vertrou hy nie meer die Here nie. Nee, hy gebruik nou die geld, wil ek sê, vanuit die werk van God. Hy gebruik politiek, en so kom doen hy strategiese skuwe om homself te beskerm. Jy kan God uitrangeer en jy kan regkom, soos hy. Maar dit is op die einde van die dag tot oneer van die Here
En wanneer ons daar kom, wanneer ons die eer van die Here wegvat, dan maak ook die sluis van sy guns oor ons toe, soos ons gesien het in hierdie man se lewe. Maar vriende, hierdie om goed te begin en sleg te eindig, is so baie in die Bybelse deel. Dis niks niets nie. As ek so vinnig aan die Ou Testament dink, dan dink ek aan Gideon. Wie ken die verhaal van Gideon? Hierdie leier wat in die rigters opstaan. Kan nie onthou hoe het Gideon geëindig? As jy Nuwe Testament gedoen het, sal jy onthou. Hierdie eens held verlei die volk weer weg na aanbidding van goue kalwe. Goed begin, sleg geëindig. Samson, ken sy verhaal. Goed begin, sleg geëindig. As ons dink aan Saul, goed begin, sleg geëindig. As ons dink aan die wysste man wat ooit geleef het, Salomo, goed begin en sleg geëindig. Wat vir jou wil sê, 'n goeie begin, vriende, waarborg nie vir jou 'n goeie einde nie. Jy moet daar die kompas dophou. Jy moet intentioneel by daai kompas staan en seker maak jy bly op die regte roete. Maar hierdie ding van 'n goed te begin en sleg te eindig vind ons ook in die Nuwe Testament. Jy vind dit by Judas Iskariot. Ek meen om deur die Jesus gekies te word as een van die 12, wat 'n voorreg, wat 'n goeie begin, maar kyk hoe eindig hy. Ek dink aan Ananias en sy vrou Safira. Hoe begin hulle? Hulle is deel van die eerste kerk. Hoe eindig hulle? Jy ken sy verhaal daar in Handelinge 5. Paulus skryf in die Galasiërs en sê, julle het goed geloop, wie het julle verhinder om die waarheid nie gehoorsaam te wees? Galasiërs 3 vers 3, julle is so onverstandig, nadat julle in die gees begin het, eindig julle met die vlees. Jy sien, vriende, hierdie is 'n uitdaging wat ons almal moet sien. Dat ons kan in die begin van die jaar so goed begin, soos Asa. Maar hier kom die waarskuwing dat ons baie maklik koers kan verloor as ons nie ons fokus behou nie. En dit bring my by die derde gedagtes by die eerste deel. God sien die hart van Asa raak en hy spreek dit aan. En daarom vind is dit nodig dat u en ek elke geleentheid wat God vir ons gee, sal luister na die woord wat die Here bedien vanaf die kansel van 'n gemeente. Want God praat met jou in daardie gemeente, met jou wat op baie oomblik ingeskakel is deur sy woord, en ek kyk maar net terug na laas jaar, hoe gereeld het die Here vir ons gewaarsku. Hoe gereeld het hy met ons gepraat oor dieselfde dinge. Hy spreek dit altyd aan. Ons vind dit ook so in die Bybel. Daar in 2 Kronieke 16 vers 9. Want die Here sy oë deurloop die hele aarde. Hy het gesien. Hy het gesien dat hierdie Asa wat so goed begin het, vriende, nou op 'n verkeerde plek, en hy het gesien. Hy het dit nie gemis nie. Hy sien dit. Sy oë deurloop die hele aarde. En nou sê hier, waarskyn nou vir Asa, hy sê, hierin het die dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorloë teen u wees. Vriende, hoekom beleef so baie van ons oorloë in ons eie harte? Oorloë in ons eie huwelike, oorloë in ons huisgesinne, oorloë by die werk, oorloë tussen die familie. Is dit nie omdat ons steun op ons eie insig soos hier nie? Daar's nie vrede nie, daar is oorloë teen u en teen my. 2 Kronieke 16 vers 7. En in die tyd het die siener hom gewaarsku en gesê, omdat u op die koning Aram gesteen het en nie op die Here nie, daarom het hy die leer van koning Aram uit die hand vry geraak. Met ander woorde, jy het verloor wat jy gehad het. En vriende, ons kyk mooi, ons sê, en kyk na die koningshouding. Dit is nou die probleem. God kom nou en hy wys vir jou, en hy doen dit elke Sondag deur sy woord, hy doen dit deur oordenking, hy doen dit deur wat ook al, kom en hy waarsku vir jou, maar kyk hoe gou kom ons daar. Ons het so goed begin soos Asa, maar gaan kyk sy houding, gaan lees 2 Kronieke 16 deur. Jy sal agterkom, hy het die volk vervolg. Hy het hierdie profeet in die tronk gesit. Hy het regtig sy kuite styf gemaak teenoor die boodskap van die Here. En as jy gaan lees van sy einde, vriende, dan lees jy daar in 2 Kronieke 16
vers 12. En in die 39ste jaar van sy regering het Asa gelei aan sy voete. Sy seun het opgedroog. Sy siekte was baie ernstig, maar selfs in sy siekte het hy die Here nie geraadpleeg nie, maar die geneeshere. Sien nie dit raak, vriende? Selfs in sy siekte het hy die Here nie geraadpleeg. Wat het hier gebeur? Hy begin op die regte koers. Hy stel sy kompas in om sy oë onverdeeld op God te hou en hy pluk die vrug van God se seën en God se guns. Maar wat ook al die rede was, het hy toegelaat dat dinge naby aan sy kompas kom. Want jy en ek weet, vriende, dat wanneer ek en jy 'n kompas het en jy is in die weermag, word jy die eerste ding geleer, hou alle magnete weg van jou kompas. As jy daar in die bos vasgevang is en hulle laai jou daar in die nag af met 'n helikopter, hulle gee vir jou kaart en 'n kompas, kan jy onthou wat is jou grootste vyand van jou kompas? Kan jy onthou? Jou horlosie. Hoekom? Daar's 'n battery in. En daai battery kan magnetiese velde optel wat jou koers afgooi. Sekere dinge het gekom en hierdie man van koers afgegooi. En in plaas van vertroue, gaan hy na die politieke spel toe. Klink dit nie soos ons land nie? Klink dit nie soos ons verlede nie? Ons soek God nie meer nie. Ons soek nou kortpaaie. Ons sal dit self hanteer. En hier is die belangrike, vriende. God vra nie groot mag nie. God het nog nooit gevra hoe groot is jou weermag nie. Daarom het hy vir Gideon gesê, nee, jou weermag is te groot en hierdie duisende manne word afgebring tot 350 manne en God gee die oorwinning. Wat lê vir ons? Die oorwinning lê nie in die grootte van 'n mag nie, maar in die harte van die mense wat dit moet uitvoer. En vriende, hy wen miskien die konflik, maar hy verloor die vrede. En daar's 'n groot verskil tussen uiterlike oorwinning en innerlike rus en vrede. En dis die probleem waarmee ons sit vandag, vriende. Dit is wat verkondig word in hierdie dae. Dit is deel van die valse lerings. Is jy kan suksesvol wees. Jy kan genoeg geld hê. Jy kan aansien hê. Jy kan geleerdheid hê. En dan staan ons op en ons borsies is groot. En ons staan daar en ons sê, kyk wat het ek gedoen. Maar daar's nie innerlike vrees en rus nie. Jare gelede is ek gevra om by 'n skool op te tree by die top 20. En toe ek daar kom en ek besef wat hier gebeur, toe besef ek weer eens hier, en dit is nie altyd so nie, moet nou nie vir algemeen nie, maar dit gaan oor die ladidaas. Dit gaan oor hulle wat baie slim is. Hulle wat 'n ekstra klasse kan bekostig, hulle wat kan. Hulle word beloon. Daai ou wat so hard gewerk het, wat net deurgekom het, hy word nie beloon nie. Maar die top 20. En wie wat se teksvers gee die Here vir my om daar te preek die aand? In Korintiërs hierdie teksvers, wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En waarom lewe jy met dit asof jy dit self gedoen het? Jy sien, daardie vermoë om te kan studeer, daardie vermoë om slim te weet, dis 'n genadegawe van God. En in plaas om God te eer, en daai aand 'n gebed te doen en te sê, kom ons as skool buig vir God en ons dank hom vir sy genade, vereer ons die mens. En dit is nie verkeerd nie, maar die fokus is daar verskuif. So hulle mis dit. Jy sien die woord van die Here waarsku vir ons. Israel ken hierdie pad baie baie goed deur al sy jare. Jesaja 30:15. Want so sê die Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil. In stil wees en vertrou bestaan julle krag, maar julle wou nie. Wil jy daai teksvers by jou insak? Luister mooi. En hoeveel waarheid is hierdie vandag vir ons ook waar? Want die Here sê, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil. In stil wees en vertrou bestaan julle krag, maar julle wou nie. Ek dink so daar in Israel, daar op een plek waar Jesus gesit het, is 'n tempeltjie gebou, so 'n plekkie gebou, en daar kan jy gaan sit, en daar gaan sit jy op daai plek waar Jesus gesit het, waar hy oor Jerusalem gekyk het, en die Bybel sê, hy het geween. God ween. Jesus ween.
Die trane loop, waaroor ween hy? O, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wil julle by my kom, soos hy na kyk is, maar julle wou nie. Julle wou nie. En vriende, dit is ons deel. So maklik kan ons daar kom, ons goed begin. En dan toelaat dat goed ons magnete van koers aftrek. En dan kom verhoor ons onsself, ons help onsself, ons gee vir God nie die eer nie. En onthou jy die geleentheid, die verhaal van Nebukadneser in Daniël 4, toe hulle vir hom sê, o, maar jy is soos 'n God, jy is al wonderlik. Toe steek sy bors uit, toe sê die Here, jy het my nie geëer nie. Jy sal soos 'n bees lewe vir 7 jaar. En die Here verneder hierdie man. Vir 7 jaar vreet hy soos 'n bees gras. God verneder hom, totdat hy sy verstand terugkry, gelees die hele verhaal, hoe hy terugkom en God eer, en sê, daar is net een God. Jy sien, Dawid leer dit ook vir ons in die psalms, hy sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarom bou. Vriende, u en ek kan hard werk, ons kan ons best probeer, maar as ons hart onverdeeld, as ons hart nie meer gefokus is op God nie, as ons toelaat dat die dinge van die wêreld daar die kompas van lyn aftrek, dan loop ons dieselfde pad as Asa. Ja, ons mag dit maak, maar in die Here in die proses bedroef. Ons mag dit maak op die buitekant, maar aan die binnekant is daar droogte en 'n maarte. En daarom groei mense nie. Daarom is mense nie diensbaar nie. Daarom lewe mense nie Jesus uit nie, want u sien van buite af lyk hulle so goed. Jesus kyk daarna en hy noem dit iets baie besonder. Hy sê wit gepleisterde grafte. Van buite af fraai, maar van binne doodsbenere. O vriende, kom ons kyk na hierdie geweldige verhaal van koning Asa. Kom ons neem kennis dat ons nie in dieselfde struik trap nie. Elke dag moet jy hierdie waarskuwing onthou. Is my kompas nog reg? En kom ons kom na die B-gedeelte toe. Die eerste was nou 'n waarskuwing. Maar kom bring jy na die B-gedeelte toe en ons noem dit die belofte van God. Nou gaan lees ons daai gedeelte weer. Kyk wat sê hy. Hy sê, want die Here sy oë deurloop die hele aarde. Dit het ons nou gesien, hy sien raak die verkeerde. Maar hy het ook 'n positiewe kant. Want die Here sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. En dis my belofte, wat ek vir myself wil vat in die nuwe jaar. Dis die belofte wat ek vir die gemeente wil vat, vir jou wil vat, vir elkeen van ons wil vat, vir ons kerkraad wil vat, dat die Here gee vir ons hier 'n belofte. Nou kom ons begin eerste plek, wat beteken as ons praat van 'n onverdeelde hart? Kom ons begin deur te sê wat dit nie beteken nie. Vriende, 'n onverdeelde hart beteken nie 'n volmaakte hart nie. Dit beteken nie 'n hart wat soms twyfel nie. Dit beteken nie 'n hart wat al die antwoorde het nie. Maar dit beteken dis 'n hart wat iets spesifiek het. Hy het in 'n sekere rigting gefokus. En dis wat ek nou bietjie met u wil deel. Hoe lyk hierdie hart? Kom ons vra die vraag, wat is 'n onverdeelde hart? Dit word mooi opgesom, vriende. Hy word so mooi opgesom. Ek wil net by sê, onverdeelde hart beteken ook nie jy beplan nie. Beteken ook nie gaan raadpleeg nie bronne nie. Beteken ook nie gaan sien nie 'n dokter nie. Maar dit is laaste. So dit is nie wat dit beteken nie. Ons kan al daai goed doen. Maar kom ek gee vir die opsomming van dit die mooiste beskryf. Hoe lyk wat 'n onverdeelde hart? Die woord sê vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal jou paaie gelyk maak. En hier is nou die skrikwekkende realiteit. Asa het God nie verloon nie. Hy het hom nie verloon nie. Hy het net nie meer hom geraadpleeg nie. Dit het gemaak dat sy hart verdeel het. Sy fokus het verskuif, sy kompas is van koers afgetrek en God se guns, vrede, kalmte was weg. En vriende, dit is die verhaal wat ons vandag wil sien. 'n Onverdeelde hart is 'n hart wat op hom gerig is. Kyk nou mooi. Ek wil net weer kyk. Kyk, 'n hart wat onverdeeld op hom gerig is. Wat beteken dit? Kom ons gaan verder.
'n Hebreëse gedagte hier beteken nie 'n sondeloosheid nie. Dis wat ons gedurig sê. God sê, hy weet ons sukkel met daai goed, hy weet ons is nie volmaak nie. Maar as 'n hart wat onverdeeld is, wat heel is, wat sonder dubbele lojaliteit is. Kom ons gaan verder. Dis nie 'n perfekte hart nie, maar is 'n getroue hart. Is nie 'n hart wat sonder vraas nie, maar een wat nie eers na alternatiewe redders soek nie. Dis wat ons hier raak sien. 'n Verdeelde hart is op hom gerig. Dis nie 'n volmaakte hart nie, maar 'n hart wat op koers is, wat weet my hart is op die Here en ek moet daaraan vashou. Vriende, dit is soos die huwelik. Ons kyk soms, ons sê al hierdie man en vrou is al baie jare getroud. Mooi so. Maar as jy in die innerwerking van die rad van hierdie huwelik kom jy agter, daar's eintlik geen huwelik meer oor nie. Daar's nie liefde nie. Hulle verdra mekaar. Daar's nie kommunikasie nie. Daar is nie alles wat hoort in die huwelik, dis nie daar nie. Dit ontbreek. Wat het gebeur? Ons het die huwelik in die naam, maar die inhoud het weggeraak. Net so kan dit gebeur ook dat ons hier kan kom waar ons reg lyk, maar die inhoud daarvan is nie meer reg nie. Die woord waarsku ons. Hy sê 'n dubbelhartige man onbestedig in al sy weë. Die oomblik wanneer ek van koers afgaan, dan word ek 'n onbestendige man en vrou. Psalm 86 is so mooi gebed en jy moet hom sommer uitprint vir jou en hom gaan plak en leer hom met jou kop uit. Bid hom daagliks. Leer my, Here, u weg. Ek sal in u waarheid wandel. Verenig my hart tot vrees van u naam. Kyk daai gebed. Here, kom leer my u weg. Here, kom vat my hart en kom verenig dit met die vrees vir u naam. So kyk wat hy hier vra. Dit is 'n hart wat onverdeeld op die Here gerig is. Jeremia kom en hy gee ons al twee pole. Jeremia 17 vers 5 en 7 sê, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en sy vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Sien jy wat gebeur? Nie hulle die Here nie verloon nie, maar ons het mense en ons eie arm, ons vlees gemaak en dit maak dat ons van die Here afwyk. Vers 7 kom stel hy die balans reg. Hy sê geseënd is die man wat op die Here vertrou, in wie se vertroue die Here is. Vriende, dit is 'n onverdeelde hart op die Here. Dis nie 'n volmaakte hart nie, maar 'n hart wat in pas bly met die rigtingwyser. My hart onverdeeld op die Here gerig. Ek laat nie toe dat ander dinge my van koers aftrek nie. Ek maak seker elke dag, my hart is onverdeeld op hom gerus. En nou is die vraag, hoe lyk dit in die regte lewe? So kom ons sê ek en jy, deur die krag en die instaatstelling van die Here, kry dit reg om daagliks ons kompas weer in te stel en sê, Here, my oë en my hart is op u gerig. U is my eerste keuse. Ek vra eerste vir u. Ja, ek kan beplan, ja, ek kan gaan dokter sien, ja, ek kan inligting gaan inwin, maar Here, ek bring dit eers na u toe. En dan maak die Here vir jou deure oop en die seën kan kom. En dan gee hy soms vir die regte dokter. Hy gee vir jou soms die regte antwoord waar jy dit nie verwag het nie. Hy gee soms vir jou 'n gehelderheid van verstand, want ek het hom eers geken. Kom ons vat hom in die regte lewe en ek gaan wys vir hoe werk dit daar. So 'n paar gedagtes. Vertrou in onsekere tye. Vriende, u en ek lewe in onsekere tye. Ons weet dit. Jy het nie eers sekerheid oor wat in die volgende 5 minute gaan gebeur nie. Wat nog van vanaand, wat nog van môre, wat van volgende week, wat van volgende maand, wat van hierdie jaar. Jy en ek weet niks. Ons lewe in onsekere tye. 'n Hart wat op die Here gerig is nie onseker nie. Want my sekerheid lê nie tye of in die wêreld nie, maar ons vertrou met ons hart op die Here. Ek het nou vir u voorgehou Spreuke 3 vers 5 tot 6. Ek bid eers, dan beplan ek. Ek vat hom saam op my weg. Ek vra hom, ek vertrou hom heel eerste. Dis wat dit beteken om 'n hart te hê wat onverdeeld op die Here gerig is.
Vat hom saam. En dit maak dit nie altyd maklik nie. Wanneer jy moedeloos is en jy het geen antwoorde nie, hou jou kompas reg en sê, Here, ek vertrou U heel eers, en as U dan so en so wil gebruik, dan is dit reg met my, maar moenie die twee verwar nie. 'n Onverdeelde hart hou vas in onsekere tye. Maar in tweede plek sê ons, 'n hart wat op die Here onverdeeld gerig is 'n gehoorsame hart. Want solank my oë daar is, wil ek tog doen wat reg is. Solank ek in die verhouding staan, wil ek tog doen. Dis moeiliker. Dis maklik om te sê ek vertrou die Here, maar is moeilik om te gehoorsaam as dit my reputasie, my geld of my gemak raak, is dit nie waar nie? Kom ek gee vir 'n voorbeeld. In my vorige gemeente het ek 'n prokureur gehad, kosbare vrou van God. En sy het aktes geregistreer. En dan sit die kliënte geweldig druk op haar die kant om die ding geregistreer te kry. So sy bel natuurlik die registrasiekantoor om te hoor hoe ver is hierdie of hierdie verbandsregistrasie. En dan is dit soos ons dit ken in Suid-Afrika, maar altyd dieselfde dingetjie. Dit gaan nog maande vat, maar as jy so 3-4 randjies vir my so gaan oorbetaal, dan is hy volgende week klaar. So sy wag vir haar geld. Dis die maklike ding om te doen, maar haar oë is op die Here. Haar hart is onverdeeld op God gerig en sy sê, dit kan ek ongelukkig nooit doen nie. Sien jy die toets? Ek vertrou die Here. Waar al vat hy dan maand, dan is dit wat dit is, maar weet dit, ek sal nie kompromie maak, omdat my hart op God gerig is nie. Is om te rus dat God in beheer is. Vind daar tye wat ons soos 'n bootjie in die water kom wat mal kolk, en jy kan nie uitroei nie, jy kan nie inroei nie, jy is op 'n mal kolk. Dit hou jou net vas. Nie eens 'n masjien help nie. Jy het hulp nodig. Dis daai rus in vrede as die wêreld chaos word en alles is nie mekaar en jou lewe val uit mekaar uit en goed gaan net verkeerd, om vas te hou en sê, Here, ek vertrou op U. Ek verlustig op U, al het ek niks op my naam nie. Ek hou U vas. Ek laat los U nie. Ek rus in die Here. Dis wat dit beteken om jou hart onverdeeld op die Here gerig te hou, vriende. Iemand gesê dit is soos 'n brug. Ek en jy staan die kant. Die vyand is op pad. Ons moet oor hierdie brug kom en aan die ander kant kom. Daar is veiligheid. En dan staan ons die kant en ons bewonder daardie brug. Wie die inisiatief gehad om hierdie brug te bou. Dit is al regtig mooi gedoen. Die hout is so mooi. En die kabel is so mooi, en die agtergrond is so mooi, en die water wat so kibbel is so mooi. Vriende, jy gaan daar staan en hulle gaan vir jou inhaal, en hulle gaan vir jou doodmaak of doodskiet. Wat moet gebeur? Jy moet op hierdie brug kom. En jy moet jou voet neersit en oor hierdie brug loop. Dis net so met God, vriende. Ons kyk na God en ons sê, ja, hy kan ons dra. Hy is die een met die antwoorde. Hy is die een wat deur kan oop en toemaak. Hy is die een. God is my antwoord. Maar dit is onverdeeld op hom gerig. En ek stap oor hierdie brug. Ek hou op bewonder. God wil hê jy moet hom bewonder. Maar God wil ook hê jy moet hom vertrou. God soek nie die sterkste en die slimste mense onder ons nie. As ons vandag sê, wat is ons grootste behoefte in hierdie gemeente? Is dit mense met geld? Is dit mense met baie gawes? Is dit mense met baie koneksies? Of is dit mense wat se harte onverdeeld op God gerig is? Vriende, ek kan van al 30 jaar vir jou sê, jy soek mense wat saam met jou harte onverdeeld op God kan hou en sê, Here, U kom vir ons deur op U manier, op U tyd, soos U wil. Baie, baie groter behoefte aan dit as enigiets anders. God soek nie die sterkste en die slimste nie. Hy soek mense wat se harte onverdeeld op hom gerig is. En waar hy 'n hart vind wat volkom op hom gerig is, daar ondersteun hy kragtig. Daar het ek vir gesê, vriende, en ek nou nie op die TV was nie, het ek nou gestap. Daarom is daar 'n plek wat sê gebedskamer, waar ek en jy opgeroep word deur God, Sondag na Sondag, kom in en kom klop, kom vra,
sit julle harte op my, kyk vir my, hou my vas vir die gemeente, hou my vas vir die woord, hou my vas vir mense om gered te word, hou my vas vir die finansies. Steeds is hy leeg. Enkelinge soek hom op. Ons sal regkom. Ons sal planne maak. Dit is goed so. En miskien werk die planne, maar ons verloor God se guns en God se seën, omdat ons kompasse nie reg is nie. Maar kom ons gaan na 'n tweede gedagte doen in die B-gedeelte. Wat is die fokus van 'n onverdeelde hart? Sien, ons het gesê, ons moet onverdeelde hart hê. Wat is die fokuspunt van 'n onverdeelde hart? En sê dit so mooi, ek het dit vir jou geonderstreep. Die fokus van 'n onverdeelde hart is op hom gerig. Nie op enigiets anders nie. Ons kan so maklik fokus. Kom ons vra gou vir jou die vraag. Dis wat ek gisteraan vir myself moes worstel. Wanneer ek met 'n groot probleem sit, waartoe gaan ek se reël eerste? Ek sê, wel, ek het 'n paar rand geberg, daar is 'n paar rand. Ek het daarom hierdie ou en daai ou wat ek ken. Ek ken hom vir dokter so en so en so. En ek kan hom daai koneksie daar en daar en daar, en ek kan hom so en so bel. Kyk hoe maklik is ons van koers af. Ons het so maklik iets wat ons kan doen. Ons kan planne maak. Ek kan op die komputer klim en ek doen aansoek vir dinge. Dit is baie maklik. Ons kan dit so maklik doen. Maar 'n onverdeelde hart, luister mooi, is op God gerig. Nie op mense nie. Nie op omstandighede, nie op my bronne nie. Jy almal ken die illustrasie, ek sê weens ek net op TV was, ek het nou vir jou gedoen, maar as ek nou 'n besemstok vat, ek sit sy agterkant in my hand. En ek kyk hier vir daai besemstok en ek probeer hom regop hou. Wat gaan met hom gebeur? Help gou vir my. Hy gaan val. Hoe balanseer ek 'n besemstok op my hand? Help gou vir my. Jy kyk op. Nou as jy opkyk op die agterhou, wow. Ek kyk op. Dit gebeur outomaties hier onder. Kyk mooi. Ek kyk op, dit gebeur outomaties hier onder. Ons draai dit om. Ons wil nie opkyk nie, so ons maak ons eie planne. Nee, vriende. Ons fokus is op God, ons kyk op en ons doen die aanpassings hieronder wat God vir my wys. En as ons daar kom, kan God vir ons soveel dinge openbaar. Hy kan my goed wys wat in my hart rondkruip, soos wurms, soos parasiete wat ek nie eens van weet nie. Hy wil dit vir jou en my doen, maar hy sê jou hart moet op hom gerig wees. Geen kompetisie nie. Hy sê ook in Hebreërs vir ons, oog gefestig op Jesus. My oog is gefestig op Jesus. Dis waarop ek fokus. Het u al gekyk, ek het laasweek die prentjie gebruik van daai pragtige hond wat 'n soldaat is in die weermag. Het u al daai hond dopgehou? Jy kan katte by hom verby laat loop. Enigiets kan verbyloop. Waar is sy ore en sy oë? Help gou vir my. Anis trainer. Aan die een wat hom sy eienaar is, daai troep of daai sergeant of daai korporaal wat daai hond se baas is, sy oë en ore is net gerig op daai man. Jy kan katte verbyloop, jy kan skelms verbyloop, jy kan ou met hulle doen niks. Hy sit net daar tot hy die opdrag kry. Dis wat God van ons vra, want hy praat van 'n onverdeelde hart. Vra hy dat ons moet soos daardie honde wees, cat and dog theology, ons oë op hom gerig. Ek wag vir hom, ek kyk vir hom. En as hy sê, dan beweeg ek. Ons fokus is op God. Kyk mooi. Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel. Wel gelukkig en salig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leendienaars nie. Psalm 71:5. Want u is my verwagting, Here. Here, my vertroue van die jeug af, van my jeug af. U is my vertroue van die jeug af. Psalm 112:7. Hy vrees nie slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Sien, as jy daardie hart volhou van die Here, wanneer jou oog daar is, onverdeeld, kan die slegte tye maar kom en hy gaan kom. Hy gaan kom. Maar wanneer ons oog daar is, ons hart daar is, die slegte tye kom, dan ruk dit my nie so uit my realiteit uit nie, want my oog
is op die Here. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, wie se vertroue die Here is. Jeremia 17 vers 7. My laaste gedagte, vriende, wat is die beloning van 'n onverdeelde hart? Wat is die beloning? Ons het gesê, wat is 'n onverdeelde hart? Wat is die fokus van 'n onverdeelde hart? En nou kom ek en ek sê, wat is die beloning vir 'n onverdeelde hart? Ons lees dit saam daar in 2 Kronieke 16 vers 9. Hy sê, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig. Daar is jou belofte, en dis die belofte wat ek wil invat in 2026. Hierdie belofte, om my en jou, wat se hart onverdeeld op hom gerig is, kragtig te steun. Nou is die vraag dadelijk, wat beteken om kragtig te ondersteun? Nou kom ek vat jou na die baie pragtige betekenis toe. Die Hebreëse gedagte agter is baie sterk aktief. Jy sien, vir ons sit vandag in 'n wêreld waar ons passief is. So en so is baie siek. Sy het dringend u gebed nodig. Waar geneem, vingertjie op, gebedjie op. Hoeveel van ons maak tyd om op ons knie te sak en te bid? Jy sien, dit is baie maklik om op passief te reageer. Maar hoeveel doen dit regtig? Nou hierdie woord, hy sê God doen dit baie sterk aktief. Wat wil ek vir jou sê? God kom op die voorgrond waar 'n hart onverdeeld op hom gerig bly. Dit beteken baie meer as help. Dit beteken hy gryp in met sy krag. Beteken om sy volle mag beskikbaar te stel vir die wat hom vertrou, om namens iemand op te tree, om te versterk waar iemand swak is. Dis nie 'n passiewe simpatie nie, maar God wat beweeg, wat handel en wat ingryp. Dis God se belofte. Vir elkeen wat sy hart onverdeeld op hom gerig is, wat ons kompas reg hou, dag vir dag, sê Here, my oë is op U gerig. Ook vat die praktyk toe. Hoe lyk dit in die praktyk? Hy gee 'n innerlike krag. Maar die wat op die Here wag, ons het dit gesing, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, in my swakheid, sê Paulus, word sy krag volbring. Hy vat ons deur soms waar ons nie meer kan nie. Wanneer op die einde van jouself kom en jy besef, my hart is op 'n ander plek en jy kom na God toe, hy vat jou deur, hy gee innerlike krag. Hy maak deure open toe. Psalm 121, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here. Vriende, die Here is nie ons spaarwiel nie, die kerk het dit so ingeoefen. Hy is ons spaarwiel. Dis nie van daai hart wat hy hier praat, nou ewesklik in nood en nou spring ons na die Here toe. Nee, hy praat van 'n lewenswyse waar my hart onverdeeld op hom gerig is. Handelinge 16 lees jy hoe die Here letterlik op grond van vertrou op hom 'n deur oopmaak van 'n tronk. Jy lees dit letterlik. Hy dra vir Paulus in sy absolute swakheid, maak deur vir hom deure open toe. Hoekom? Wat sê die belofte of? God doen steeds wonderwerke. Vriende, as ons dink God doen nog nie wonderwerke nie, dan is ons gevang met 'n lus. God doen steeds wonderwerke, maar nie op ons aandrang om vir ons te bewys nie, op sy eie tyd. Die grootste bewys daarvan is dat mense nog gered word. En ja, vriende, oor see, ander plekke, agter die uitergordyn word duisende siele per dag gered. Ander honderde sterf vir 'n geloof. Hulle sien wonderwerke daar. Hulle sien lewendes, dooies opstaan. Hulle sien nog siekes wat genees word. Hoekom? Want God word daar vertrou. Die Weste het so gemaklik geword in ons godsdiens. Ons sit in ons gemak met 'n airconditioner gebou, met al die goed tot ons beskikking. Maar ons harte is nie altyd daar waar God kan deurkom en kom doen wat hy wil nie. Hy doen steeds wonderwerke en ek gee vir jou nog een belofte en hom vind in Efesiërs hoofstuk 3 vers 20-21. Wat beteken kragtig te ondersteun? Beteken aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ek kan bid
of kan dink volgens die krag wat aan ons werk. Wat beteken dit? Beteken goed wat ek en jy nie eens kan bedink nie, kan die Here doen vir die wat hom vertrou. En dit is wat ons moet onthou. Ja, ons kom tye daar wat ons regtig nie antwoorde het nie. Ons kom tye daar wat ons regtig nie herwaarts of derwaarts weet nie. Dis soos hierdie bergklimmer. Hulle daar in die berg geklim en baie hoog op het een van daai ankers vir hom losgekom en hy val honderde meter af en daai tou ruk vas. Hy ruk sy asem uit, sy wind is uitgeruk. Hy kry omtrent nie 'n asem uit nie, met sy laaste krag roep hy net en sê, is daar iemand daarbo wat my kan help? En in sy half beswyming, half bewustelose toestand, hoor hy die stem. Vat jou mes, sny die tou, vertrou my. En hy kyk op en hy sien niks. En hy is bewusteloos. Volgende dag die reddingsspan aangekom, om daar gekry, hy het verkleim deur die nag. Hy is dood. Die persoon onder hom het op 'n lys gestaan. Hy was gereed om hom te vang, maar omdat hy nie kon sien nie, het hy die stem nie vertrou nie. Vriende, wanneer God vir ons sê, vertrou vir my, sit jou hart onverdeeld op my, moenie soos hierdie bergklimmer wees, en omdat jy dit nie sien nie, dit ignoreer. God beloof nie 'n maklike jaar nie, maar hy beloof 'n deurdra jaar. Moenie vrees nie, ek ondersteun jou met my regterhand van geregtigheid. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. Vertrou nie op prins, op die mense, kind by wie hy is, hy sluit my in. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun op jou eie insig nie. Nuwe Testament, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Konteks beteken nie ryk word nie. Beteken nie 100 meter in 7 sekondes hardloop nie. Dit beteken ek kan my kompas stel, my oë op die Here kan hou, want hy is my staatsteller. Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, Jesus se woorde, want sonder my kan julle niks doen nie. Vriende, ek wil afsluit. Hierdie jaar staan daar 2 stoele voor jou. 2 stoele. Die rooi stoel verteenwoordig my vertroue in God. Die ander stoel is my vertroue op myself. En ons almal wat die woord hoor en begin van die jaar oorgawe maak, sit op die rooi stoel. Maar wanneer die druk kom, wanneer die uitdagings van die lewe kom, wanneer die roepstemme van jou vyand kom, dan skuif ons baie maklik oor van my vertroue in God na vertroue in self. Dit gebeur nie so nie. Dit is 'n stadige oorbeweeg. En dan begin jy die vrugte sien van God se seën wat weg is, God se guns wat weg is. Jy sien hoe my gebedslewe daal. Jy sien hoe my teenwoordigheid by die gemeente daal. Jy sien hoe my tyd in die woord daal. Hoekom? Want jy vertrou op jouself. En dit gebeur so stadig. Voor jy jouself kon kry, sit jy in daai stoel. En dan is daar soms, soos ons met Asa gesien het, word jy so verhard en so gewoond, dat baie mense daar sterwe. Mag dit met jou en my nie so wees nie. Elke dag, man, vat 2 stoele en pak het, of sit dit op 'n foto, en sit dit op jou foon, sit dit by jou huis, sit dit op jou kar se stuurwiel, maar elke dag vra jy op watter stoel sit ek? Is my hart onverdeeld op God gerig, of vertrou op myself, op dit wat ek het? Dis wat ek en jy elke dag moet doen. Kom ons sluit af. God te oproep tot 'n onverdeelde hart in 2026. Die agtergrond het ons 3 punte gegee. Hy was op koers met 'n goeie begin. Hy is van koers af met 'n slegte begin. God sien die hart en spreek dit aan. 'n Waarskuwing vir jou, vir my, om nie te begin let op die begin alleen nie, maar op hoe ek eindig. Ek dink so aan Paulus, ek het die wedloop
voltooi. Ek het die geloof behou. Huwelike, die maklikste ding op aarde om voor die kansel te staan. Die emosies loop hoog. Die hormone loop hoog. Man, jy is so verlief soos 'n kat wat 'n bak melk ontdek. Maar om daai pad end uit te loop tot die dood ons skei, is a different kind of commitment. En dis dieselfde met die Here. Maklik om reg te begin. Maar vriende, om in jouself vas te hou te sê, Here, elke dag vat ek U. Wat is die belofte? Die belofte is, wat is 'n onverdeelde hart? Wie gesê? Wat is die fokus van 'n onverdeelde hart? En wat is die beloning van 'n onverdeelde hart? En dit laat jou en my met die keuse, elke dag, waarop gaan ek fokus? Amen. Kom ons bid 'n woord saam. Here, baie dankie dat ons op die begin van 'n nuwe jaar is. Dankie dat U vir ons vanoggend deur die woord kom beloof het en gewaarsku het dat U oë deurloop die hele aarde. U sien, maar U beloof ook dat vir ons en hulle wat hulle harte onverdeeld op U gerig hou, wat U eerste hou in hulle soeke, wat U eerste hou in hulle beplanning, wat U eerste hou in hulle nood, U gee vir hulle belofte, U gee vir ons 'n belofte. En ons kom vra vir U om ons gedurig deur te herinner aan hierdie belofte, maar ook aan ons verantwoordelikheid. O Here, ons begin vandag almal op dieselfde stoel. My gebed is dat U ons daar sal hou, deur die instaatstelling en deur ons eie dissipline, en dat ons end uit sal loop met die wete, my hart is onverdeeld op die Here gerig, daarom sal Hy my kragtig ondersteun, dag vir dag, wandel met die Here. Amen.